Nou ons is nog steeds hierso in 2 Korintiërs hoofstuk 4 in. Nou ons het nou gepraat oor, jy weet, dat hierdie lewe van Christus in jou liggaam openbaar word. Maar kyk nou wat sê Paulus verder. Hy sê, en omdat ons dieselfde gees van geloof het. Hoor jy, dieselfde gees van geloof het, dieselfde gees van geloof het. Hoor jy? En omdat ons dieselfde hoofletter gees van geloof het. Daai gees beteken dieselfde persoon van geloof het. En omdat ons daar dieselfde persoon van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, en daarom spreek ons ook. Nou weet jy wat sê daai verse vir my nou eintlik? Nou daai vers kom nou hierby, by wat ek nou vir jou gaan lees, in hoofstuk 2, hier is so daar van vers 10 af, luister nou, so 2 Korintiërs hoofstuk 2, as ek net by al my notas kan uitkom met daai skrifgedeelte. Hy sê, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God in die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Nou hoor jy. Dit beteken nie jy spreek in geloofsbelijdenisse nie. Dit beteken nie jy spreek in kantasies en goeters nie. Jy is in die eerste plek uit God gebore, uit sy saad gebore. Jy het nie tot bekering gekom nie. En daar is 'n verskil tussen bekering en tussen wedergeboorte. Bekering beteken 'n metanoia, dis 'n 180 grade ommekeer, maar dit beteken nie noodwendig dat jy die lewe van Christus jou lewe gemaak het. Dit beteken nie noodwendig jy is gered deur sy lewe nie, beteken nie noodwendig jy's wedergebore nie. Jy word slegs wedergebore as jy die lewe van Christus aanvaar as jou lewe, en jy kan slegs daai lewe van Christus aanvaar as jou lewe as jy deur die kruisdood van Jesus Christus vereenselwig word en sterf in die kruis van Jesus. Jy kan nie jouself kruisig nie. Ja, gehoor die mense sê ek kruisig myself daagliks. Jy kan nie, dis onmoontlik. Dis letterlik Gods onmoontlik. Jy kan nie jouself kruisig nie. Want daai kruisdood was klaar in Christus gewees. Jy was klaar in Christus geplaas voor die grondlegging van die aarde en klaar in Christus geplaas op die kruis en saam met Christus gekruisig en veroordeel vir jou sondes in Christus. Net soos hy die oordeel vir ons sondes gedra het as die slagofferlam, het hy ons in hom ingeneem dat ons ook deur sy oordeel kan deel hê aan daai oordeel en dat ons vrygespreek kan word van die sonde en van die wet. Hy sê want waar die wet is daar nie 'n toerekening van die sonde nie. En waar daar nie 'n wet is nie, is daar nie sonde nie. Maar nou word jy gesê, ja, maar as jy nie jou 10 in jou offergawe gee, dan val jy buite die eer van God uit en jy val buite die voorspoed van die Here en jy kom in die vloeke van die Here en daai is gemors daai. Dis blaatante leuns. Want hoe kan dit wees dat as ek in Christus 'n ewige redding en 'n ewige verlossing ontvang het, dat ek weer kan terugval in 'n ewige verwerping van God in? Jy sien, dit werk nie so nie. Dit kan eenvoudig nie so werk nie. Weet jy, as jy deur die kruis van Jesus Christus gaan en jy maak die dood van Jesus Christus jou eie dood en jy maak dit jou eie wese wat jy deurgegaan het, jou eie dood wat jy in Christus Jesus deurgegaan het, dis alleen daar waar die lewe kom. Wat sê Jesus? Hy sê, tensy 'n saadjie nie in die grond val en sterf nie, sal hy nie kan opstaan en veel vrug dra nie. En hy sê ook daar, en as jy nie aan my verbonde is, kan jy nie vrug dra nie. Jy sien, beteken verbonde aan Jesus Christus is juist die rank en hy is die wynstok, beteken nie jy moet nou belydenis maak. Nou gaan die rankie die hele tyd sê, ja, maar ek glo ek is in Jesus en ek glo ek is in Jesus en ek glo ek is in Jesus. Nee, jy weet jy's in Jesus en daarom glo jy en so spreek jy. Want jy weet jou lewe is Christus. En dit wat jy spreek, spreek jy vanuit die teenwoordigheid van God in die persoon en in die wese van Christus, en jy spreek in Christus en luister as Christus. Dit beteken nie, nou spreek jy dinge oor jou en declare goeders oor jou nie. Jy spreek dit wat die lewe is van Christus in jou, nie noodwendig op genesing nie. Maar dit wat die ewige lewe is, dit wat die lewestandaard van God is, 'n lewe wat reeds oorkom het, 'n lewe wat reeds oorwin het, nie 'n lewe wat na oorwinning soek nie. Nie 'n lewe wat die hele tyd oorwinning moet bely en oorwinning moet declare nie. Wie ek raak so keelvol as ek luister en ek hoor hierdie mense op Facebook, I declare over you and I declare. Man, take your declaration and go declare it at the devil, man. Jy kan nie 'n declaration maak nie, want dan is dit uit jouself uit en nie uit God uit nie. Jy kan nie 'n geloof in jouself hê nie, want jy het nie 'n geloof
kapasiteit in jouself nie. Die enigste geloof wat jy in jou het, is die geloof van Christus Jesus. Jy het 'n mate van geloof ontvang, sê die woord van die Here. 'n Mate van geloof as jy het genoeg geloof gehad om Jesus Christus aan te neem as verlosser en saligmaker, as jy dit gedoen het. Beteken dat jy 'n paar druppeltjies water op jou kop het, dat jy nou 'n verbondsding 'n kind is nie. Dit beteken dat jy 'n paar druppeltjies water op jou kop het, jy gaan in die ewige hemel in nie. Dit beteken nou omdat jy aangeneem en voorgestel is in jou kerk, jy gaan hemel toe. Dit beteken omdat jy groot gedoop is, gaan jy hemel toe nie. Jy sien, daar moet 'n dood plaasvind. En sê daar moet eers 'n dood plaasvind voordat daar 'n lewe plaasvind. En as jy nie deur die kruis van Jesus gaan en jy sterf in die kruis van Jesus Christus nie, dan gaan daar nie 'n lewe wees nie. En jy kan nie jouself kruisig nie. Soveel as wat jy wil, jy kan nie jouself daagliks kruis nie. Ons sterf dag vir dag as gevolg van die kruis van Jesus. Die kruis van Jesus, die dood van Jesus werk gedurig in ons om ons vry te maak van die vlees en die uiterlike en die sigbare. Daai dood wat ons gesterf het in Christus het ons vrygemaak om te bely vir die gemak van die vlees. Om te bely vir die gemak van dit wat ek wil wees in my vlees en my uiterlike. Want daai doding van Christus wat in my werk in my die lewe, die alles oortreffende gewig van heerlikheid van die lewe van Christus in my. Hoor julle wat sê die woord van die Here hier? So kom ons lees gou weer. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskryf is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook en daarom spreek ons ook. Jy sien, ek spreek nie geloofbelydenisse nie, ek spreek Christus. Boeta, jy het kanker, wat nou? Wat gaan jy doen? Nee, Christus is my lewe. Met ander woorde, gaan jy die hele lewe van Christus vertrou om te genees? Nee. Christus is my lewe. Ongeag wat gebeur. Christus is my lewe. Dis nie my kanker wat my definieer nie, dis my finansies wat my definieer nie, dis nie my voorspoed wat my definieer nie, dis nie my vrou wat my definieer nie, dis nie my werk wat my definieer nie, dit is nie my bevordering by die werk wat my definieer nie, wat my definieer is Christus Jesus in my, wat my lewe is. Dis die ene wat my definieer, dit is die ene waarvolgens ek lewe en wat my lewe is, en dit is die ene in wie se lewe ek glo om vir my te funksioneer. En ek bedoel by funksioneer, nie om dinge vir jou te gee en dinge vir jou te doen nie, maar dat jy daarmee kan standhoudend wees en ongeag wat jy deurgaan. Jy sien, hierdie lewe van Christus Jesus kom in jou in, dat as jy in 'n situasie en omstandigheid is van stryd en beproewing, dan kom hierdie lewe van Christus Jesus en hy werk hierdie wonderlike, alles oortreffende gewig van die heerlikheid in jou. Nou luister wat sê Paulus, 2 Korintiërs 5, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons en ook en verlang ons om na ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind ons, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet ons, as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hoorie wat sê Paulus hierso? Hy sê, ons aardse tentwoning word afgebreek. Ons aardse tentwoning is in die proses om afgebreek te word. As jy in die Griekse konsepte gaan kyk hierso, dan gaan jy sien dit is die Here se werk wat besig is om hierdie tentwoning af te breek. Die Here is besig om hierdie liggaam van ons te vernietig. Hoekom is hy besig om dit te doen? Dat ons kan gereed gemaak word om 'n hele nuwe liggaam te kry. Jy sien, maar ons is so vasgevang in die gemak en die gemaksug en die afgodsdiens van hierdie liggaam op hierdie aarde en voorspoed en in geloof en al wat 'n dogma en 'n deklarasie is, dat ons vergeet dat hierdie tentwoning word afgebreek. Dis 'n werk van God wat God ingestel het. Ek kyk nou die dag na Kenneth Copeland. En ek hoor sê nie, hy gaan so 'n paar 100 jaar oud word en hy wil in hierdie liggaam bly. Ekskuus. Ek in die liggaampie bly.
As die Here vir my klaar 'n nuwe liggaam berei het, besig om vir my 'n nuwe liggaam voor te berei, besig om my te vorm na die beeld van Christus Jesus, die gelykenis van Christus Jesus, wat die Heilige Gees besig is om my te vorm na Christus. Let wel, die Heilige Gees is besig om my te vorm na die beeld van Christus, nie ek en my eie werke nie ek en my belydenisse nie ek en my deklarasies nie, maar die Heilige Gees, Romeine 8 vers 28 tot 31, is besig om vir my te vorm na die beeld van Christus Jesus. En wat is hierdie beeld van Christus Jesus? Dat ek van heerlikheid tot heerlikheid verander word in die aangesig van Christus Jesus, in die persoon van Christus Jesus. Jy sien, hierdie liggaam moet afgetakel word. Wat as hierdie liggaam nie afgetakel word nie, en ek wil aan hierdie liggaam bly vashou met genoeg gesondheid en voorspoed en vooruitgang en promosie in hierdie lewe, dan is ek te gebind aan hierdie aarde, en my plek is dan op hierdie aarde, net soos Israel, en nie in die hemele waar Christus is nie, aan die regterhand van God die Vader nie. Jy sien, my fokus is op die hemel, wat hierna kom. Luister wat sê Paulus. Hy sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ek gee nie om wat met hierdie liggaampie gebeur op hierdie aarde nie. Die Here God homself het vir my klare huis in die hemele voorberei, en hy's besig om hierdie liggaam af te breek, om hom te vervang met 'n nuwe verheerlikte liggaam, en boonop sê die Bybel vir my, is ek vlees van sy vlees en bloed van sy bloed, en is ek in die vlees van Jesus Christus voor die aangesig van God openbaar. So ek het klaar 'n nuwe lewe, en dit is Christus Jesus. Ek het klaar 'n nuwe liggaam, dis Christus Jesus, en ek weet as ek doodgaan voordat ek my verheerlikte liggaam kry, gaan ek in die liggaam en in die persoon van Christus wees voor die troon van God. Terwyl hy my liggaam voorberei, want hoekom gaan hy vir my liggaam voorberei? Want soos hy die God almagtig is wat in Christus Jesus die almagtige God is, soos hy wat God is wat in Christus Jesus die almagtige God inwoon, gaan hy ook eendag by my en by jou kom inwoon, soos hy tans in Christus inwoon. Hoor jy wat ek sê? Luister wat ek vir jou sê. Dat die Christus wat in die hemel is, ons opgestaande Here God, het die lewe van God en die teenwoordigheid in die persoon van Vader God homself in homself. Hoor jy, Jesus Christus het die lewe en die wese van die Vader God homself in hom. Want die Vader het Christus gevul met alles wat hy is, nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor die skepping. Wat is die heerlikheid wat ek gehad het voor die aarde, het hy nou weer vir my gegee, en dit gee ek nou vir hulle. Hulle wat hy lief gehad het, soos hy my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde af. Ek het hulle verheerlik met daardie heerlikheid. En wat is hierdie heerlikheid wat vir ons voorlê? Hierdie ewige gewig van heerlikheid, hierdie alles oortreffende gewig van heerlikheid in die ewigheidslewe is, die Here God berei vir my 'n nuwe liggaam voor, sodat die Here God homself by daardie liggaam kon inwoon, net soos hy nou by Jesus Christus in sy liggaam inwoon, fisies in Christus Jesus, en Christus is in hom. So gaan die Vader God sê, 1 Korintiërs hoofstuk 15, gaan God by ons kom inwoon as ons verheerlikte liggaam kry, nadat Jesus alles aan die Vader onderwerp het. Dit is die ewige kroon van die heerlikheid wat vir my voorlê. Waarom moet ek gebind wees aan hierdie fisiese liggaam en hierdie voorspoed op hierdie aarde? Nee man, dit is onbelangrik vir my. Maar hierdie liggaam moet afgebreek word. En in die proses wat hy afgebreek word, kom die lewe van Jesus Christus geopenbaar in my voor. Want dan sê die Bybel, Kolossense 3, want Christus wat my lewe is, as hy geopenbaar word, gaan ek saam met hom geopenbaar word in heerlikheid. Daar waar hy aan die regterkant van God is. Jy sien, hoe gouer jy tot die openbaring van Jesus Christus kom, hoe gouer gaan Christus jou voor die Vader openbaar as een gees met hom. 1 Korintiërs 6:17. Want dit is die groot openbaring wat Christus Jesus doen van ons, dat ons is kinders van die Vader. En wat sê Jesus in Hebreërs? Vader, hier is ek en die kinders wat u my gegee het. Die kinders in wie ek 'n ewige verlossing en 'n ewige bevryding bewerk het, die kinders wat u my gegee het om in my te wees, dat ek hulle kan beskerm, dat ek hulle kan bewaar, dat ek hulle as kinders na die huis van die Here kan bring en heerlikheid kan inbring, seuns in God se huis. Hier is ek, Vader, en die kinders wat u my gegee het. Jy sien, dit is waar my lewe is, dis waar my fokus is, dis waar my anker is in die hemele by God. Want ek weet, ek gaan 'n nuwe liggaam kry, ek gaan 'n nuwe lewe hê, ek gaan 'n splinte nuwe lewe, en God is besig om hierdie ou lewe van my op hierdie aarde af te breek. Nou, waarvoor moet ek dan teen die werk van God ingaan en probeer belydenis op belydenis op belydenis op belydenis maak om in gesondheid te wees op hierdie liggaam? Hierdie liggaam word afgebreek, sê die Bybel. Luister.
Hy sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Want ons weet, as ons aardse tentwoning afgebreek word, let wel, daai woordjie, as. Want ons weet dat, as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou van God het 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Hoor jy wat sê daai as? Daai as is 'n vreeslike woord. Hy sê, as jy toelaat dat die kruis en die doding van Christus in jou liggaam werk, en as jy toelaat dat jy aan die dood oorgelewer word ter wille van Christus en dat sy lewe in jou geopenbaar word, as jy bereid is om die kruis joune te maak en gelykvormig te word aan die kruis, gelykvormig te word aan die lyding, en dit wat Christus tekort gekom het in sy lyf en lyding, jy in jou liggaam kan aanvul, en dat Christus deur wat hy gelei het, gehoorsaamheid geleer het, die seun van God, jy ook deur dit wat jy ly, gehoorsaamheid gaan leer om in Christus te vertrou. As jy daai doen, as jy daai as in jou lewe inbring, as jy toelaat dat die doding van Christus hierdie liggaam afbreek, hierdie tentwoning afbreek, dan sê die Here vir jou, word ons 'n gebou van God. Nou weet jy, kom ek lees hierdie vers reg. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons 'n gebou het van God, 'n huis. Wie die ding praat van twee dinge, die vers. Ons het 'n toekoms, ons het 'n huis. Ons het 'n plek waarheen ons gaan. Jesus self sê, ek gaan om vir julle 'n woning te berei. Ons het 'n hoop wat voor ons lê, dat hierdie ou liggaampie, as ek nie in hierdie wêreld se gemak belangstel nie, en ek wil eerder die kruis van Jesus laat funksioneer in my lewe, dat die doding van Christus gaan funksioneer in my lewe, dan weet ek gaan 'n beloning van 'n alles oortreffende heerlikheid hê in die hemel. Ek gaan 'n huis hê, 'n gebou van God, nie met hande gemaak nie. En wie is die gebou en wie ek is? Ek is die tempel van God. En wie wat sê die Bybel? Christus leef in my en ek is die huis van Christus. Maar wie wat sê die Bybel in Openbaring 21? Hy sê, want daar was nie 'n tempel nie. Hy sê, want God self en sy lam is die tempel. Is dit nie wonderlik nie? Nie net is ek in Christus Jesus in God verborge nie, en dit is my posisie waar ek is. Ek is in Christus Jesus met God verbonde in die hemele aan die regterkant. In Christus Jesus is my lewe verborge in God. Dis waar ek is, in die regterkant van God in Christus Jesus in die hemele. Dis waar ek is, dis waar ek my heiliglik bevind in die persoon van Christus. En dit is wat my fokus is. Dit is waarop ek vertrou. Dit is wat ek glo wat vir my wag. En dit weet ek kom deur die werking van Christus Jesus, deur die kruis wat in my werk. Want kyk hierso. Hierdie wonderlike plek. Hy sê, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Dit beteken ek is verborge in God in Christus Jesus. In Christus Jesus verborge in God. Ek is by die Vader in die hemel, ek is in die hemele by my God, en ek het 'n aanbidding wat in die Vader in is, wat in die Seun in is, nie 'n uiterlike fisiese liggaamlike aanbidding van emosies en gevoelens en sensasies nie. My tempel is by God en by sy lam. Dis waar my aanbidding gerig is. Dis waar my lewe gerig is. Dis waar my belydenis gerig is. Dit is waar ek aan vashou, is dat ek is in die hemele versoen met God in Christus Jesus, heiliglik tans en teenswoordig. Beskou God my asof ek reeds in die hemel is, alhoewel ek aan 'n liggaampie is op hierdie aarde. Want weet jy, soos hierdie Christus in hierdie liggaam openbaar word, en soos die Heilige Gees hierdie Christus in my liggaam openbaar en my voor God openbaar as Christus Jesus en in Christus Jesus. En as ek sê my openbaar as Christus Jesus, hy maak my nie 'n tweede Christus nie. Maar ek en Christus is een gees, en hy sien in Christus wat hy in my sien, en hy sien in my wat in Christus is, en dit is wat openbaar word.
Nou wat hy hierso sê, hy sê, en as ons nou saam met hierdie Christus geopenbaar word in die hemele, dan begin hierdie liggaamlike lyfie afbreek op hierdie aarde. Hy begin afgetakel te word, want my fokus is nou in die hemele, nie op die fisiese nie. Maar solank as wat jy in die fisiese betrokke is in voorspoed en voorspoedsteologie en in uiterlike en sigbare dinge hier op die aarde, gaan jy nooit in daardie dieptes van die openbaring van die lewe van Christus inkom nie, my geliefde. Hoor wat ek vir jou sê vandag. Hy sê, maar as, luister, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word. Jy sien, dit is 'n proses. Die Here moet hierdie liggaam afbreek, dat die lewe van Christus in hierdie sterflike liggaam openbaar word. En weet wat beteken hierdie lewe van Christus in die sterflike liggaam openbaar word? Ek is geskei van my vlees. Ek is geskei van my liggaam. Ek is geskei van die uiterlike. Ek is geskei van die sigbare. Ek is geskei van die fisiese. Kyk wat sê hy. Hy sê hier so 2 Korintiërs 4 vers 18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Jy sien, die Here wil hê jy met jou fokus verander na die onsigbare dinge, die sigbare Christus wat in jou lewe, die onsigbare God vir wat in die vlees en in die begeerlikheid van die vlees lewe. Hy sê ons wandel in die gees, nie in die begeerlikheid van die vlees nie. Want as jy in die vlees wandel, is jy 'n vyand van God en as jy 'n vyand van die kruis, maar as jy in die gees wandel, dan is jy in God, jy's in die gees saam met Christus een, jy's een gees met hom, jy wandel in die gees, die openbaring, en dan praat hy van die Heilige Gees as onderpand. Want jy die triniteit van God wat in jou werk en deur jou werk in elke omstandigheid. Maar as jy in die vlees en in die uiterlike en in die sigbare is, het jy niks van daardie in jou lewe nie, want jy is so vasgehak aan die tydelike en aan die sigbare en aan die sienlike, jy sien nie die onsigbare nie, want jy het nog nie die kruis van Christus beleef nie. Jy het nog nie die dood van Christus deelagtig geword en deelagtig geword in sy lyding nie. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Jy sien, 'n Christen moet hierdie begeerlikheid hê om, Here, ek wil in die hemel wees daar waar Christus is. Ek wil nie enigiets van hierdie aarde hê nie. Ek wil nie my voorspoed op hierdie aarde hê nie. Ek wil nie in die tydelike ding op die aarde gebind wees nie. Ek strek uit na dit wat voor lê, sê Paulus, dit wat vir my voor lê, dat ek in Christus gevind kan word, in hom en hom alleen gevind kan word. Wat sê Job? Hy sê, hom gaan ek sien, hom met my eie oë gaan ek hom sien, hom en niemand anders vir hom en hom alleen gaan ek sien. Jy sien, dit is wat my uitroeping is. Here, ek wil u sien en u alleen. Dit wie u is en wat u is, dit is wat ek wil sien. Dit is wat ek wil hê. Ek wil nie my blind staar aan hierdie vleeslike en aan hierdie liggaamlike en in die tydelike en in die sigbare goeders nie. Dit is nutteloos. Ek kyk eerder na die onsigbare wat daar in die hemel is, daar waar Christus aan die regterhand van God sit. Kyk wat sê Paulus, Kolossense 3. Soek die dinge daarbo, daar waar Christus aan die regterhand van God is. Kry jou gedagtes daarbo waar Christus, nie op dit wat op die aarde is nie. Hoor wat ek vir jou sê hierso. Luister, ek gaan dit vir jou lees in Kolossense. Wat jy kan hoor, dis nie wat ek uit my duim uit sê nie. Dit is wat Christendom is, my geliefde. Dit beteken nou nie, ek gaan nou in werke en in meriete, en dit beteken ek gaan in die geloof van Christus, en ek weet wie hy is. Luister, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid openbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, dan noem hy 'n hele spetterjol goeters hierso. Hy sê, en dan vers 10, julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper, waar dan nie Griek en Jood, besnede of onbesnede, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Dis wat Paulus sê, wat jy moet doen as 'n kind van die Here. Kyk wat sê hy 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Hoor jy?
Met hierdie Christus wat ek tot openbaring kry in my binneste, word ek dag na dag vernuwe in my innerlike mens. Na wie? Na die beeld van Christus. Want ek sien die onsienlike, nie die tydelike en die sigbare nie. Ek sien hierdie Christus. Hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Jy sien, as jy nie in verdrukking is en stryd en beproewing is op hierdie aarde en dit wegbely en wegberedeneer en wegverklaar, dan is ek bevrees, jy het nie 'n heerlikheidsgewig in die ewigheid nie, alles oortreffende gewig nie. Luister wat sê hy, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare ding is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Hy sê, want hierdie tentwoning word afgebreek, het moet afgebreek word, en as dit afgebreek word, dan word ons geforseer om te fokus op die hemelse en nie die vleeslike nie. En dit is wat God van ons verwag. Dis nie 'n wettiese werk nie, dis nie werk van belydenis en verklaring, dis 'n kwessie van ek rus in wie Christus is in my. Want ek weet, my vergenoegdheid is Christus en Christus alleen. Luister. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemele oorkleed te word. Ons verlange moet by Christus wees, gesentreerd en gefokus op Christus. Nie op die vleeslike nie, op die uiterlike nie. Want ons wat nog in hierdie tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Ons gaan later daaroor verder praat. Nou ja, tot ons weer praat, mooi bly, tot sien.